Shalom en welkom by Mekorot hierdie week. Die parasha hierdie week bevat groot geheime oor die dae van Acharit Hayamim en die paai wat voor lê. Die aard van die onderwerp van die parasha voor ons word bepaal deur die naam van die Torah gedeelte te ondersoek. Die woord Ekev hou verband met die term Akevut HaMashiach of die voetstappe van die Messias. In die boek van 2 Petrus hoofstuk 3 word die vraag aan ons almal gestel oor vir die tydperk van Achat Net Hayamim. Wat is soort mense gaan ons wees in die laaste dae? Die Torah gedeelte in die Deuteronomium hoofstuk 10 vers 12 bied die presiese vraag op antwoord op die vraag in die konteks van om die land in te gaan. Wat die tyd is net voor die finale verlossing. Moses het tot die raad van diegene wat 40 jaar lang in die woestyn gelei is gespreek met die volgende woorde: En nou, o Israel, wat eis jou God van jou? Kry dit om jou God te vrees, net in goddelike paaie te wandel en om jou God lief te hê en te dien met jou hele hart en siel. Dit is belangrik om op te let dat Moses na hulle verwys as Israel en nie as Jakob nie. Hoekom is dit so belangrik? Die term Israel word gebruik om na die Joodse volk te verwys in 'n status van volheid. Die Ramat verduidelik dat Israel 2 statusse het. Een wat Akdanot genoem word en een wat Akdalot genoem word. Kom ons ondersoek die verskil tussen die 2 uitdrukkings. Wanneer na die Joodse volk as Jakob verwys word, dat hulle nie in hulle volheid nie. Wat beteken dat hulle nog hulle volle potensiaal moet bereik. Maar wanneer die Joodse volk as Israel bekend staan, het hulle volle potensiaal bereik. Akdanot verwys na die naam Jakob, terwyl Akdarot na die naam Israel verwys. Het so die Messias dan ook 2 statusse. En na een word verwys as die Messias, seun van Josef, terwyl na die ander verwys word as die Messias, seun van Dawid. In ons Torah gedeelte hierdie week, aan die einde van Parasha, verwys Moses na die Joodse volk as Israel, nie Jakob nie. Hoekom is dit so belangrik? Het is omdat Moses die Joodse volk die resep gee vir hulle eie volheid. Deuteronomium 10:12 verteenwoordig die bestanddele van die volheid van Israel. Alhoewel ons almal bewus is van die uitdrukking, die volheid van die heidene, is dit belangrik om te verstaan dat die volheid van die Jode gebaseer is op hulle vermoë om hulle verbond met God te versterk, die Torah en mitzvot. Die eerste bestanddeel wat deur Moses genoem word, is die woord Yira, wat beteken om na iets te kyk in plaas van weg te kyk. Vir die Joodse volk om Israel te kan wees, moet hulle eerstens hulle afhanklikheid van God bevestig. Na 7 Oktober word Israel op die oomblik getoets om te sien waar hulle vertroue lê. God het hierdie aanrangspoed op die Joodse volk gebring, sodat hulle hom kan vertrou, sodat Israel hulle volheid kan bereik. Die tweede ding wat genoem word, is halacha, wat beteken om te loop. Met ander woorde, dit is nie genoeg om op hom te vertrou nie, maar Israel moet in halachiese lewenswyse leef en heilig langs die pad plaas. Die pad vir Israel moet regheid en smal bly. Daarens moet die pad 'n pad van liefde wees. Die Hebreëse woord ahava of liefde het die waarde van 13 wat die helfte van 26 is. Die naam van God en wese wil God 'n gelyke vennootskap en verhouding met ons hê. Die Hebreëse woord ahava impliseer 'n gelyke vennootskap met hom. Laasens noem Moses avoda. Die woord avoda is gewortel in die woord evet of dienaar, 'n verhouding waarin ons onsself tot niet maak, dien ons eie begeertes om in ons Skepper se wil te loop. Die Torah is die geestelike gom wat alles saambind. Laat ons hardloop op 'n reguit en smal pad na 'n gelyke vennootskap deur alle ander paaie agter te laat. Dit sal ons nou ons volheid lei en na die verlossing van die hele Israel. Dit is die Mekorot vir hierdie week.